Tom Waite sê op 'n plek, we are buried beneath the weight of information, which is being confused with knowledge. Quantity is being confused with abundance, and wealth with happiness. We are monkeys with money and guns. Ons tema vir die maand is wysheid. The divine knowing, the divine wisdom, divine understanding. En het laasweek begin om te gesels om te sê dat uit die Joodse mystiek is wysheid 'n divine spark wat sê, I get it. I get it. Kennis en wysheid is nie dieselfde ding nie. Kennis is iets wat 'n mens leer met feite, en wysheid is hoe ons dit omsit in ons daaglikse praktyk, in ons daaglikse handel en wandel. Kennis slaag die eksamen en wysheid sal jou wys hoe. Kennis bring insig, wysheid gee uitsig. Kennis is die sleutel en wysheid sal jou wys in watter slot dit pas. Wysheid staan in diens. Wysheid maak dat ons met 'n ander oog sien, met 'n ander oor luister. Wisdom gets it. Vandag gaan ons gesels oor die begrip dignity, menswaardigheid. En in Spreuke staan daar, strength and dignity are her clothing, and she shall rejoice in days to come. She opens her mouth in wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. In die klassieke taal in die Hebreëus gaan daar beteken ook worthy of honor, worthy of splendor. En die Griekse woord semnotais beteken dieselfde, it's worthy of respect, dis 'n gravitas, it's to show regard for. En dignity kom van die Latynse woord dignitas, wat ook beteken to be worthy. Alle mense het die reg om menswaardig behandel te word. Respek daarenteen word verdien. 'n Mens het nie respek net bloot van jou status of jou sosiale aansien of jou gesag wat jy het nie. Every person deserves dignity. Nie alle persone is mense wat 'n mens voor respek het nie. Veral nie in ons handel en ons wandel, en ons doen en late nie. So waarvan praat Paulus as hy vir Timoteus sê oor die godliness and dignity? Of as hy in Titus sê, integrity and dignity. En soos elke ander spirituele dissipline, begin hierdie waarde, dignity, waardigheid, begin wanneer ons dit om ons eie lyfvore in ons eie tuin eers aanwend. Eers as ons daarvan oorloop na ander mense toe, kan ons regtig praat van wat is menswaardigheid. You cannot treat yourself with love and acceptance, respect, dignity and grace. How on earth will we do it for other people? So vir Spreuke gaan dit duidelik oor that wisdom brings humility, humility brings dignity, and dignity brings kindness. Ek sê weer, alle mense is dit waardig om met menswaardigheid behandel te word. Elke mens, elke persoon wat jou pad kruis, is tog geskape na die beeld en die gelykenis van God. Worthy to be treated with dignity. Ek onthou 'n man wie se pa 'n alkoholist was, en hoe hy dikwels sy pa moes gaan soek in die kroeg, as hy weer nie opgedaag het by die huis nie. En hoe sy pa dan vir hom en sy ma en broers en susters beledig het as hy dronk was, en hoe hy as 'n seun moes voorsien dat daar kos op die tafel is, omdat sy pa nie in staat was om dit te doen nie. Maar by sy pa se roudiens het hy 'n roerende eulogie gedoen.
toe hy gesê het, "Thank you for teaching me compassion." Dat hierdie seun iets geleer het van dignity en om dit vir sy pa te wys, al sou sy pa dit self nie kon doen nie. En ek onthou hom hoe hy staan en hy sê, "Thank you for giving me a voice." En toe ek hom na die tyd vra wat hy daarmee bedoel het, het hy gesê, dat my pa my geleer het oor wat is reg en regverdig, sonder dat hy self dit ooit kon regkry. Dit is dignity. Dit is 'n wysheid wat geen skool of universiteit jou kan leer nie. En hierdie jong man het vir my geleer, dat where there's dignity, there's kindness. Menswaardigheid is ononderhandelbaar. Om vir jou kennis na wysheid toe te laat beweeg, moet ons uit ons wit en swart mentaliteit breek en die sambreel, die bondsambreel van God se genade en liefde sien. And dignity will show you how. Wysheid gee vir ons 'n diepere betekenis, veral in dae wat goed nie sin maak nie, en wanneer ons gespanne is, wanneer ons onseker is. And dignity will show you how. Die brein maak informasie bymekaar. Dit sit alles op 'n rytjie, dit prosesseer al die feite. Maar wysheid help jou navigeer in die paradokse van die lewe, tussen geboorte en sterwe, tussen liefde en vrees, tussen vreugde en lyding, en tussen verwyte en vergifnis. And dignity will show you how. Wysheid leer jou om met spirituele oë en ore te luister en te sien. Wysheid is meer as weet, dit laat jou sien. Veral hoe om deur die stroomversnellings en die opdrifsels van die lewe te navigeer. And dignity will show you how. Niemand het respek vir enige iemand wat op ander mense se dignity trap nie. En die enigste tyd en die enigste plek waar ons dignity verloor, is wanneer ons dit weggee. Moenie. Never ever sacrifice your dignity. Menswaardigheid en medemenslikheid is essensieel in ons verstaan van wysheid and in our understanding of kindness. Shannon Aldler skryf, sy sê, dignity is never silent. It has a voice, heart and soul. Truth and courage are its foundation. It will stand against the masses and speak the truth, because every great person has always done what others are afraid in doing. Wil jy gravitas in jou lewe hê? Choose dignity. Verlang jy na meer wysheid in jou lewe? Choose dignity. Wil jy met agting behandel word? Choose dignity. Menswaardig. Kom ons begin by onsself. Kom ons word bewus daarvan in elke aksie en reaksie. Let us build an awareness of dignity, dat ons elke mens wat ons pad kruis, veral die mense aan die naaste rond ons, altyd met menswaardigheid sal behandel. Kom ons skep vennootskappe in 'n vriendekring, in ons werk met mense wat menswaardigheid voorstaan, uitbrei, onderstreep. En kom ons doen die regte ding. Daar's baie wat ons kan doen, daar's baie wat ons wil doen, daar's baie dinge wat ons sal doen, maar soms moet ons doen wat ons moet doen. En dit is om te kies vir menswaardigheid. Kan ek vir ons 'n gebed doen?
Ons is geskape na u beeld, in u gelykenis. Ons is refleksies van u liefde, u lig, u lewe. Ons vergeet dit soms as ons onsself nie na waarde skat nie. Ons vergeet dit wanneer ons ander mense nie menswaardig behandel nie. Geef vir ons 'n fyner ingesteldheid. Maak ons meer sensitief dat in ons eienaardighede en ons elkeen se persoonlikheid is dit ons steeds werd om menswaardig behandel te word. Dat ons dit vir onsself sal doen, o Heer. En as ons daarvan oorloop na mense om ons, dan sal ons hierdie wêreld 'n klein bietjie beter agterlos. En al die stukkies stikkend om ons 'n klein bietjie heel maak. Gee dat ons kennis sal omsit in wysheid. Gee dat ons meer geïntegreerd sal leef, meer inklusief. En vergewe ons waar ons soms mekaar as apart sien. Ons soms leef in die illusie van separation. As ons saam met die gelowiges van alle eeue bid, dat u deur u Gees vir ons die rykdom van u heerlikheid, ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof van ons harte sal woon, en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag ons in staat wees, o Heer, om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag ons sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons heeltemal vervul word met die volheid van u. Amen.